Het is goed om die Here se naam groot te maak. Amen. Ja. Ons is so baie vir dankbaar te wees, né? Geweldig. Die Here antwoord gebed. Partykeer toets hy ons geloof. Deur ons nie dadelik te antwoord nie, né? Ek weet nie of julle hier was toe ek 'n storie van die kat vertel het nie. Maar ek gaan hom gou vertel. Hulle was nie hier nie. Eendag, lank gelede, nee, so 'n paar jaar terug, het die pastoor daar in sy tuin gewerk, daar is hy besig, met so nie ek nie, want ek kan nie van tuin werk nie. En sy dogtertjie kom na hom toe en sy sê, "Pappa, ek wil graag 'n kat hê." Sy pa sê vir haar, "My kind, ek dink nie ons is die regte mens om katte op hierdie erf te laat toelaat. Jy weet wat met die vorige 3 katte gebeur het. Die een het weggeloop, die ander een het net weggeraak, en die ander een is hier in 'n boom en niemand kon hom kry nie. Ons is net nie goed met katte nie." Maar sy sê, "Pa, asseblief, die katjie sal nie soos die ander katte opeindig. Ons sal mooi na hom kyk." Die pa sê, "Okay, ons sal maar die kat gaan koop vir jou." En hulle gaan daar na die breeders toe, of die furry friends toe. Hulle doen die regte ding en hulle koop 'n katjie daar by hulle. Maak hom reg en al die dinge. Nou wil die pa die dogtertjie leer hoe om die kat groot te maak om op die regte manier te hanteer. En hy sê, die katte is lief daarvoor om in bome te klim. En hy het so 'n opgeskote 2 jaar ouer denneboompie wat daar in die voorerf staan. En hy sê die kat daar in die takkies, en die kat hang met alle geweld daar in die tak, en hy kry toe sy gewig, en hy gaan daar op in die boom. So hoog dat die pa toe nie by die kat kan uitkom nie. En die kat miauw vir alle gevaarte, en die pa weet nie om die kat af te kry. En hy besluit toe hy sal nou 'n tou vat, nou aan die bopunt van die kat lasso, bopunt van die boom vasmaak, probeer, en hom dan in sy bakkie se hak vasmaak, en hom dan gaan laat afbuig, om by die kat uit te kom. En hy trek toe sy bakkie nader, en hy maak die tou vas, en hy kry hom toe gehak daar bo in die boom se tak, en hy trek hy boompie toe stadig af, en die kat hang met alle geweld daar bo in hy tak vas. En skielik breek daai tak, die tou, en dan gaan en die boom maak so, en dan gaan die kat deur die lug, weg. Hulle sien hy kat nie meer nie. En die dogtertjie kyk die kat so aan, en terwyl die kat so vlieg, miauw hy so, miauw, daar gat hy. Kat is weg. Einde van die storie. Sy arme kat. Toe sê die pa vir die kind, jy sien wat gebeur met katte op hierdie erf, hulle hou net nie. Ons die kat nie eens 'n dag nie, na sy kat weg. En die dogtertjie huil vir haar hele verstand af, en sy kan nie verstaan dat die kat nou weg is. En so 'n paar weke later besluit die pastoor hy gaan nou huisbesoek doen. Soos 'n goeie pastoor dit betaam. En hy gaan toe na die mense toe, die ma het baie probleme, sy's enkel ouer, en sy het 'n dogtertjie. Sy gaan doen, hy klop aan die deur, en sy maak die deur oop, en stap dan die gang af. En hier in die gang is hulle kat, die gemmerkatjie wat hulle so 'n paar weke terug laat vlieg het. En hy kyk die kat so, hy kan nie verstaan. Wat is my kat? Maar seker ons nou nie vir die mense sê, dis sy kat doen nie. En sy hy vra toe vir haar, waar kom die kat vandaan? Sy sê, nee pastoor, dit is 'n wonderwerk, hierdie kat is 'n wonderwerk. Jy weet, ons het op daai Saterdag het ek ook in die tuin gewerk, en my dogtertjie kom na my toe, en sy vra, mamma, kan ek asseblief 'n gemmerkatjie kry? Sy ma sê vir nee my kind, furry friends is baie duur, dis oor die R1000 om die kat te laat regmaak, en te inentings te gee, ons het nie nou daai geld. Maar kom sit jy saam met my op die gras, hier by voor die blomweiding, en dan bid ons. Maar vra ons, liewe Jesus, as dit U wil is, sal U vir ons 'n katjie gee.
amen. En net toe ons sê amen, hier kom 'n kat uit die lug uit. Pa! Hier voor my dogtertjie geval. Sien, die Here antwoord gebed. Amen. Maak nie saak hoe nie, bly op jou knieë en bid. Die Here sal op 'n wonderbaarlike manier vir jou voorsien. Amen. Al is dit 'n kat wat uit die hemel uitval. Ja. Kan jy onthou waar ons laas Vrydag opgehou het? Die suurdeeg, kan jy onthou? Wat het ek gesê van die suurdeeg? Net julle gereede verfris, gaan ek net weer. Een van die spesifikasies rondom Pasga was dat hulle in die week wat daar Pasga fees was, moes hulle van alle suurdeeg ontslae raak. Die suurdeeg was 'n simbolies van sonde. So hulle moes alle sonde suurdeeg uit hulle huis uit verwyder, om hulle huis skoon te maak en rein te maak van enige suurdeeg. En dit is gelykstaande aan heiligmaking. Wat is heiligmaking? Weet julle wat heiligmaking is? Weet julle wat is heiligmaking? Om daagliks die sondes af te sterf. Dit wat ek gister verkeerd gedoen het, vra ek vir Here, vergewe my, help my om dit nie weer te doen nie. Dis 'n stelselmatige proses van suiwering. Soos wat hulle stelselmatig die huis skoon gemaak het van suurdeeg, om het skoon te maak op die ou einde. Net so moet ons ook 'n daaglikse proses van heiligmaking deurgaan. Romeine 12 vers 1 en 2 sê vir ons. Julle maak nie julle Bybels oop nie. Romeine 12 vers 1 en 2 sê vir ons die volgende: Ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Dis heiligmaking deur die vernuwing, dis ook heiligmaking van julle gemoed, sodat julle kan, hoekom moet ons heiligmaking nastreef? Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. As jy heiligmaking nastreef, sal jy uitvind wat is God se plan en doel vir jou lewe. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Amen. Wat is al die dinge wat die Matteus hiervan praat? Die konteks van daai skrif is die kos en klere, alles wat jy nodig het. Hy sorg vir die mossies in die veld, mossies in die bome. Soos wat hy vir hulle sorg, sal hy vir ons ook sorg. As jy die koninkryk van God soek en sy geregtigheid. As jou fokus op die Here is, ek slaan my oop na die berge, my hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Dan sal al hierdie ander goed vir jou uitgesorteer word. Maar as jou fokus op al hierdie ander dinge is, gaan jy die heerlikheid en die geregtigheid van God soek. Nee? Soek eers. Hy sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Jou fondasie moet reg wees. Soek die koninkryk van God. En al die ander goed sal vir jou bygevoeg word. 1 Korintiërs 5 vanaf vers 6 sê, julle roem, 1 Korintiërs 5 vanaf vers 6, julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie suurdeeg die hele deeg suur maak nie. Ons almal het al brood geknieg, brooddeeg en vetkoekdeeg. Suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, sodat julle inderdaad ongesuurd is, want ook
Ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeug en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Raak ontslae van die suurdeeg. En dan Psalm 139 is so mooi, vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Waar vind al die versoekinge plaas? In jou gedagtes, is dit nie? As die duiwel kom en sê, hoorie, daai pen wat daar op die jou kollega se tafel lê, lyk so mooi, vat hom vir jou. Dis 'n gedagte, nie? Amen. Jy moet nou besluit, gaan ek daai gedagte koester? Gaan ek oorgaan in beplanning en gaan ek oorgaan in aksie? Wanneer die oorgang in beplanning, dan is dit nog steeds nie sonde nie. Jy die gedagte ontvang, die duiwel tempteer jou nou, hy sê daai pen is mooi. Dan beplan jy nou, ek dink ek moet daai pen vat. Maar dan besluit jy, nee, ek wil nie die pen vat nie. Dan het jy nie gesondig nie, né? As jou sonde oorgang in aksie, as jy daai pen vat, dan pleeg jy sonde. Die gedagte, né? Die aksie veroorsaak dat jy dan sondig. Dink staan in Jakobus 1. Dit gevra Jakobus 1 op. Af. Daar is hy, vanaf vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Dan sê daarna, as jy begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. So as jy dit gaan doen, die gedagte gaan doen, dan baar dit sonde. En as die sonde tot ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. So Jakobus waarsku ons hierso. Die worstelstryd is hier in jou gedagtes. Die duiwel kom in met sy gedagtes. As jy dit gaan koester en dit gaan oorgang in aksie, dan sondig jy. En sonde loop uit op die dood. Nee. Volg die elemente van die Pasga, die fees van die ongesuurde brode. Levitikus 23 vers 6 tot 8 sê, so tydens die fees van Pasga is daar 'n fees van ongesuurde brode wat saam met Pasga loop, en dan is daar 'n fees van die eerste vrugte wat in 'n hele eerste week plaasvind, en Jesus het alles gekom en dit in vervulling gebring. Die elemente van die fees, Levitikus 23 vers 6, en op die 15 dag van hierdie maand is die fees van ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Soos dit gesê, suurdeeg is simbolies van sonde. So vir 7 dae moes hulle ontslae raak van suurdeeg en hulle moes ongesuurde brode eet.
Jesus is die brood van die lewe en was sonder sonde. Sien julle hoe bring Jesus dit in vervulling? Die ongeseëde brood wat hulle moes eet vir 7 dae, wys op Jesus se volmaakte sondeoffer Amen. vir ons sonde. Matteus 26 vers 26 sê, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Ek wil net hierso stil staan by hierdie konsep. Terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, hy neem ons uit die wêreld uit. Nee? Nadat hy gedank het, nadat hy ons seën, breek hy ons, sodat ons kan ontslae raak van die sonde, ongeregtighede en goed, en hy gee dit, sodat ons voedsel kan wees vir die mense rondom ons. Amen. Hy neem ons uit, hy seën ons, hy breek ons en hy gee ons. Hy het dit dieselfde gedoen met die vermeerdering van die brode en die visse ook. Hy het dit geneem, hy het dit geseën, hy het dit gebreek en hy het dit gegee vir voedsel. Moenie die Here blameer as hy jou besig is om te breek. Amen. Party van ons is op verskillende stadiums van ons lewens met die Here. Miskien het hy jou nou net geneem. Hy druk jou vas teen jou bors en sê, my kind, ek het jou baie lief. En hy seën jou vir jou te sê, jy is 'n geliefde. Sit hier vas teen my bors, luister na my hartklop, luister na my stem vir jou. Maar wanneer hy dit klaar gedoen het, en sê, hoorie, jy is my kind, ek is lief vir jou, kom daar die volgende proses, en dit is breking. Wat nie altyd lekker is nie. Het is glad nie lekker as jy gebreek word nie. Maar jy moet daardeur gaan, deur daai proses, sodat jy 'n aanwins kan wees wanneer die Here jou gee, vir die mense rondom jou. Moenie daarteen skop nie. Moenie teen daai proses skop nie, want dan gaan die Here jou nie breek nie, en hy gaan jou nie gee nie. Ons moet deur daai proses gaan. Op die eerste en die 7de dag mag daar nie beroepswerk gedoen word nie. Daar moet gerus word. Wat beteken dit? Wil God hier vir ons in kennis stel dat ons net ons eie krag sonde kan oorwin nie? Dis wat hy vir ons wil sê. Julle gaan nie werk op die eerste en die 7de dag nie, van hierdie fees nie. Want julle kan nie uit julle eie krag of deur iets te doen van julle sonde ontslae raak nie. Dit is net deur my krag wat julle dit kan doen. Die belangrikste is dat ons nie ons redding kan verdien nie. Ons kan nie meer doen. Ek het in die week het ek 'n TikTok video geplaas oor dit. Ek weet nie of julle op TikTok is nie. Julle moet my volg op TikTok. Wat sê julle? Subscribe, like en share, nee. Daai 3 goedjies. Klik daai follow, daai knoppie, daai en Die Here het nie vir ons 'n to-do list elke dag nie. Jy moet dit en dit en dit en dit doen om my genade vir jou te verdien nie. Is dit nie? Ons hoef niks meer te doen as wat ons gedoen het om God se guns en genade meer van dit te kry. Hy het dit klaar vir ons alles gegee wat ons nodig het. Ons hoef nie soos die Jehovah's langs die straat te staan met hierdie Watchtower boekies van hulle en die mense te vertel van die Here nie. Want hulle dink dit is wat hulle by die Here gaan uitbring nie. Nee,
Daar's nie 'n to-do-lys nie. Jy hoef niks meer te doen. Jy hoef niks te doen om die Here se genade te ontvang nie. Maar dit wat jy moet doen is, jy moet alles op die altaar plaas vir hom. Dit is jou redelike godsdiens. Alles vir die Here. Dis alles of niks. Maar daardie alles beteken nie ons verdien meer nie. Ons is in die Here se rus. Ons dien die Here omdat ons 'n verhouding met hom wil hê. Nie omdat ons sy liefde wil verdien nie. Dis nie die Here sê vir jou gaan sny die gras of jou pa sê vir jou gaan sny die gras, ek sal vir jou R2 gee nie. Die Here werk nie so nie. Jy moet die gras sny omdat jy vir jou pa lief is. Jy moet die skottelgoed was omdat jy vir jou ma lief is. Nie om 'n R2 of 'n R5 te ontvang nie. Nee, dis nie hoe die Here werk nie. Jy doen dit omdat jy die Here liefhet. Amen. Amen. Is waar. Efesiërs 2 vers 8 en 9 is vir my so mooi. Hy sê daar, want uit genade, julle moet hierdie teksverse leer, né? Ek wil julle hoor hoe julle dit volgende naweek Sondag dit opsê. As ek vra, wat staan in Efesiërs 2 vers 8 en 9, moet julle dadelik sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek het dit nou vermag in my lewe nie. Nee, alle eer kom die Here toe. Amen. Amen is waar. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe, dit is 'n geskenk van God. Amen. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Dit beteken dat as jy 'n verjaarsdag, wie van julle hou verjaarsdag? Wat gebeur as daar 'n verjaarsdag is? Julle kry 'n geskenk. Het jy gewerk vir daai persent? Weet julle? Julle kry dit omdat julle geliefd is. Iemand gee om vir jou, dis hoekom jy 'n geskenk ontvang. Nee? Jy het nie gewerk, jy het nie skottelgoed gewas en sê, hier is vir jou persent. Nee, jy kry dit. Net soos met Kersfees en wanneer ook al. Jy kry dit gratis en verniet. Omdat die persoon wat dit vir jou gee, vir jou lief is en vir jou omgee. Dit is hoekom daar geskenke uitgedeel word. Maar dit is nie altyd net fisiese geskenke nie, dit is miskien, kom ons gaan stap op die strand en ek sê vir jou, ek is lief vir jou. Enigiets. Tyd is ook 'n geskenk. Omgee is 'n geskenk. Nee? Tyd is die mees belangrikste in die woord van God. Ja. Wat is die simboliek van die eerste en die laaste dag? Die Here wil ons hier herinner dat hy die eerste en die laaste is. Die Alfa en die Omega. Die begin en die volëinder van ons geloof. Nie net die begin en die einde nie, maar ook die tussenin. Wat gebeur tussen jou geboortedag en tussen jou sterfdag? Dis 2 punte. Dit wat tussenin gebeur is ook die Here. Hy het die hoofletter, hy is die hoofletter en die punt van ons bestaan. En al die letters tussenin wat die sin opmaak. Amen. Die hoofletter en die punt en die letters tussenin. Ons moet in die Here se volmaakte rus in beweeg. Ons hoef nie te werk om meer van sy genade te ontvang nie. Ek wil dit weer sê. Onthou dit, ons hoef nie meer te doen vir die Here se genade, om meer van sy genade te kry. Hy het alles vir ons gegee. Ons is meer as oorwinnaars, deur Christus wat vir ons die krag gee. Amen. Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê die volgende. Daarom dan,
Sien jy daar? Hierdie is een van my belangrikste skrifgedeeltes wat ek gebruik. Hebreërs 12 vers 1 en 2, Romeine 12 vers 1 en 2 en dan Romeine 8, die hele Romeine 8. Julle kan dit maar gaan bestudeer. Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê: Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Amen. Dan sê hy, die oog gefestig op Jesus, Ja. die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Jesus het dit vreugde geag om sy lewe vir ons neer te lê. Dink jy dit sal vreugdevol wees as jy moet uitvind, ek moet môre aan 'n kruis gaan sterf en ek is onskuldig. Ek moet 12 jaar in die tronk gesit en ek is onskuldig. Maar hy sê Jesus het dit as vreugde geag. En hy het 'n skande verdra. En hy is nou aan die regterhand van God. Op die regte tyd is hy verhoog. Openbaring 1 vers 8 sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Hy is die begin, die middel en die einde. Wat is huidig, wat was verlede en wat kom die toekoms. Jesus is alles. En die volgende ene is eerste vrugte, die fees van eerste vrugte, om die vrugbaarheid van die land te vier. Levitikus 23 vers 10 en 11, dis nou die laaste fees gedurende die 7 dae fees. Ons sien nou hierso dat gedurende die hele 7 dae fees het Jesus gekom en hy het elke ding tot op die letter het hy vervul. Levitikus 23 vers 10. Spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek vir julle gee en sy opbrengsoes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Besef julle dat Jesus op hierdie dag homself vir die Vader gaan toon het, toe opgestaan het. Moes hy homself eers gaan toon het aan die Vader. Het julle dit al raak gelees? Dat Jesus hemel toe is en hy weer teruggekom het. Kom ons lees. Dit is hoekom Jesus vir Maria aangespreek het om hom nie aan te raak nie, want hy het hom nog nie aan die Vader gaan toon nie. Kom ons lees Johannes 20 vers 16 en 17. Het julle dit geweet? Julle gaan nou weet. Jesus sê vir haar, Maria. Johannes 20 vers 16 en 17. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. As Maria Jesus aangeraak het, daar was sy onsuiwer. Kon hy hom nie self gaan doen het aan God nie. Dan moes hy weer die hele proses deurgaan van die kruisiging. Dis hoekom hy sê, Maria, moenie nou aan my raak doen, ek het u nog nie gaan toon aan die Vader nie.
Ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. En hy het weer teruggekom. En ons lees later, toe die disippels in die bovertrek was, by mekaar was, dat Jesus met eens aan hulle verskyn. En wat sê hy toe vir hulle? Vir Stefanus, kom vat my, kom sit jou vinger hier in my sy, kom sien dat dit ek is. As Jesus nie opgevaar het na die Vader nie, kon hy nie dit vir Stefanus gesê het nie. Hy het hom gaan toon aan die Vader en hy het teruggekom en hy het aan die hulle verskyn. Jesus is die eersteling van die opstanding. Op die dag van die eersteling gerf offer het Jesus opgestaan. Laat hy daai fees in vervulling gebring. 1 Korintiërs 15 vers 20. Ek wil net hierso